Welkom Alicia Venter op die Oorsee YouTube channel. Nou ek volg jou nou al vir 'n hele tyd lank en ek love jou hele vibe wat jy het om jou Facebook page. Vat asseblief so lank as jy nodig en stel jouself voor aan die Oorsee audience. Okay, ek is Alicia van Komyn en Komyntjie en ja, ek is 'n ma van 3. Ek is getroud. Ons het in 2023 geëmigreer vanaf Suid-Afrika na Australië toe. Ons bly tans in Brisbane. En ja, vir werk is ek 'n teacher aide en dan is ek ook besig met my studies in sielkunde, counselling en mental health. So ja, dit is waarmee ek besig is. Sure, ja, ons ken baie mense in Brisbane. Brisbane is een van my favorite plekke. Ons vlieg gewoonlik een keer 'n jaar oor en dan gaan hou ons 'n bietjie vakansie. Nou dit was baie kort en vinnig van Melbourne af toe ons daar gewoon het. Maar om van Perth af te vlieg soontoe is nie net duur nie, dis lank. So ons het nou nie planne vir die jaar nie, maar dalk weer volgende jaar en dalk wie weet, dalk hardloop ons mekaar in. Maar Ja. jy is nie net 'n teachers uit nie, jy studeer nie net nie, jy's ook baie aktief op Facebook. Vertel ons 'n bietjie van jou Facebook page. Okay, Komyn en Komyntjie gaan basies oor geloof, genesing en groei, want ons het geloof nodig om genesing te kan ontvang in alle areas, of dit nou emosioneel of geestelik of fisies is. En deur daai genesing groei ons as mens en in ons geloof. En Komyn en Komyntjie het ontstaan in een van my diepste, donkerste seisoene in my lewe wat immigrasie was. Dit is waar Komyn en Komyntjie ontstaan het. En ja, dit is waar ek met dit begin het net om mense te bemoedig en God se woord te deel, dat almal moet weet dat hulle nie alleen is in hierdie immigrasieproses nie. En nie net immigrasie nie, algemeen in die lewe, al die seisoene waardeur ons gaan. 100%. Ja. En dis iets wat ons het dit opgetel toe ons Engeland toe getrek het destyds, want ons het eers Engeland toe gegaan. Maar ek moet sê een ding van Engeland is ons het vinnig connect. Ons het vinnig vriende gekry. Ons het omdat ons by Hillsong geserve het in Suid-Afrika, het ons sommer by Hillsong in Engeland ingeskakel en nie lank daarna nie het ons daar ook mense ontmoet, mix Britte en Suid-Afrikaners en toe soos 'n homesel en dit is op die einde wat ons gehelp het om dit het die val sagter gemaak, geloof en gemeenskap. Daai die twee groot G's as jy wil. En Ja. toe ons Melbourne toe trek, Melbourne obviously Victoria is heel wat groter en dit het 'n bietjie langer gevat. Maar weer eens, deur die kerk, so ontmoet jy ander Suid-Afrikaners, jy ontmoet mense met wie op jy met vriende word en vriende word op die einde familie. Ongelukkig het baie van ons vriende dan toe getrek Brisbane toe van alle plekke en ja, ons het toe maar besluit om oor te kom weste toe. En ja, die Suid-Afrikaanse gemeenskap in WA is baie groot. So ons het nie net 2-3 vriende gemaak nie. Ons het 'n crowd. Jy moet sien hoe besig is ons WhatsApp. En weer eens het die kerk 'n groot rol daar gespeel want ons het van ons beste vriende in die kerk kom. En dit wys jou maar net wat jy omdat Suid-Afrikaners oor die algemeen word baie gelowig grootgemaak. Ek meen Bybelstudie is letterlik deel van die kurrikulum waar ek vandaan kom in die platteland tot en met matriek. So teen die tyd wat jy uitgaan, dan is jy klaar, jy's 'n Christen, jy wil in die sonna wil jy jou lewende water in die kerk gaan kry en as 'n bonus beloon God jou met 'n paar vriende aan jou kant ook. Nou jy het tans 'n weeklikse preek wat jy op jou Facebook page doen. Vertel ons 'n bietjie van dit en hoe groot het dit nou al geraak? Ja, dit is basies 'n Bybelstudie een keer 'n week. So dit is iets wat die Here in my hart geplant het en ek het nou hierdie jaar Januarie daarmee begin, die Bybelstudie. En dit is elke donderdag 1 uur Brisbane tyd en 5 uur in die oggend in Suid-Afrika. So die mense is lekker vroeg op daar vir dit. En dan was ons die eerste sessie was ons 9 vrouens geweest. Dit is spesifiek vir vrouens. En tans is ons so plus minus 60 vrouens wat inskakel elke donderdag en dit is uit 12 verskillende lande uit op die oomblik in ons moedertaal in Afrikaans. Dit is amazing om te sien hoeveel vrouens net daai daai need het vir gemeenskap en seisoene waardeur almal gaan en net daai bemoediging en ja, om God se woord saam te kan lees en te leer en
Ja, dis regtig wonderlik wat die Here deur dit doen en ek is excited om te sien wat hy nog daardeur gaan doen in die toekoms. Ja, so dit is op my blad as enigiemand belangstel om in te skakel. Jy kan van enige plek in die wêreld inskakel. Alles is beskikbaar op my blad. Ek het 'n WhatsApp groep wat ek elke week die inligting op deel vir die Bybelstudie. En ja, dit is hoe ons dit doen. Ek sal jou blad link in die beskrywing as ook jou WhatsApp groep se nommer daar sit. 60 vrouens. Wow. Uit verskillende lande. Noem 'n bietjie van die lande op. Okay, ek neem aan dat Australië is daar op die lys. Ja. Nieu-Seeland? Ja, Nieu-Seeland, Suid-Afrika, daar's Kanada, daar's Saudi-Arabië, dis ek gaan nou so vinnig moet dink. Uit die UK uit, wat waar's daar nog? Jy sit my nou op die spot. Ek moet nou almal onthou hierso. Nee. Ja, ek het 'n post opgesit oor dit waar want ek het gevra na daai dag se Bybelstudie het ek gevra, almal moet net gou vinnig vir my sê van waar af het hulle ingeskakel en dit was ek so verras om te sien dat dit uit fisies 12 verskillende lande was. So ja, dit is reg oor die wêreld. Dis ongelooflik. Dit wys jou net hoe Ja. God vir jou iets gegee het en jy gebruik die tools wat jy het om sy woord te versprei. Dit is dis regtig goeie werk wat jy doen. Ons het met die hele mental health point of view van immigrasie. En dis iets waaroor ek baie praat en ek het nooit werklik daaraan gedink nie, want ek voel baie Suid-Afrikaanse mans veral is te trots om te admit it's okay not to be okay. En ek was maar vir dekades, vir die hele dekade lank het ek maar net soos in jy moet man up, jy moet jou gesig reguit hou, jy moet doen, jy sien die vreemde land, doen maar net jou werk en probeer die moeilikheid uitbly met ander mense en al daai goed. Maar op die einde van die dag die kulturele brug tussen ons en die mense van die land. Dis baie keer moeilik om daai gap te vul. En dit is waar ek voel gemeenskap die so belangrik is. En dit is ook een van die grootste dryfs agteroor see en hoekom ek die app gebou het. En dit was soos wat jy sien die nommers inkom. Ek onthou ek het analytics en al daai goed ingebou in die programmering en toe sit en kyk ek hoe die traffic inkom en dan sien jy hoe begin die kolletjies op verskillende plekke in die wêreld te lig. Dan is dit Amerika, dan is dit Engeland, dan is dit Kanada veral was baie aktief. Engeland was ons grootste groep registrasie van dit inpop reg oor die wêreld. En ek het onthou kyk so op 'n vrou sê ek kan nie glo dit gebeur nie en dit wys jou net hoe mense dit nodig gehad het. En vir jou om daai platform so bymekaar te stel en dan al hierdie verskillende mense bymekaar te bring uit verskillende lande uit waar hulle sukkel met verskillende kulture, maar hulle kom om te connect met die een kultuur wat hulle ken en dan uit dit uit om die Here te loof. Dis baie goed. Ek hou baie daarvan en ons sal van ons se kant af doen wat ons kan om vir jou nog 60 of nog 60,000 mense op jou show te kry. Wat anders is op jou blad? Waarna kan mense uitsien as hulle jou 'n visit kom gee? Ja, so dis basies die Bybelstudie en ek wil ook net by sê dat daar weer dit gaan oor wat 'n mens wie se hart jy bereik deur die Here wat in hulle harte werk. So dit gaan nie altyd oor die getal mense wat inskakel nie, maar jy weet as 'n mens net daai een persoon bereik wat jy na die Here toe lei of so, dan is dit dan voel ek mense werk is gedoen. Maar ja, dit is die Bybelstudie en dan het ek ook begin met 'n paint and purpose. Soos die paint and sip wat hulle altyd het, wat hulle gaan verf en wyn drink. Hierdie is nou meer paint and purpose. So ja, klomp vrouens wat bymekaar kom en dan verf ons ietsie en ons deel die woord en ons geniet die oggend saam. So dit is wat ek onlangs begin het. En dit is nie net vir Suid-Afrikaners nie, maar wat interessant was, dit was net Suid-Afrikaners wat hier was daai dag. En ons was 14 vrouens saam gewees by die eerste een want ek kon net 14 akkommodeer want ek het dit by die huis gehou. So maar daar was baie meer as dit navraag, baie meer navraag as die 14 gewees. So ek sal die volgende een by venue hou of so. So ja, wie in tot mense van ander kant Brisbane af ook gekom. So as jy in Brisbane is en in 'n omgewing hou dop vir die volgende paint and purpose. Dat jy net kan connect, net gemeenskap vind, veral as jy alleen voel en ja, dis regtig belangrik om die isolasie te breek want mense so geneig om jouself te isoleer tydens immigrasie veral en ja, dis belangrik om
om gemeenskap te vind. Ja. Onthou dis pain and purpose, los die bottel wyn by die huis. Of mag Ja, maar bring die koffie. ja, bring koffie saam. Wel, Ja. klink alles baie exciting en ek hou baie van die video's, ek is bly as dit opkom en ek het al so baie lekker mee gesels en ek hou van wat jy sê, een persoon op 'n slag. Ek het presies aan dit gedink toe jy gister of wanneer vir my sê dat toe ek vir jou gesê het maar ek gaan vir jou jou weeklikse sessie share. Toe sê jy wel al bring dit net een persoon by, dan raak jy daai persoon se lewe. En ek dink dis iets wat baie van ons social media ouens vergeet, jy weet. Jy jaag nommers, verstaan? Want ek wil soveel as moontlik so gou as moontlik so baie mense help as wat ek kan. Waar jy's is een persoon op 'n slag, een persoon op 'n slag. En ek dink ons almal kan van dit leer. Hou op so jaag en doen dit op God se tyd en dan kyk jy hoe groei dit want hy sal die hemele oopmaak vir dit. Mm. Alicia, baie dankie. Ek het gedink ons gaan langer gesels, maar ja, ons is op 11 minute en ek dink dit is die perfekte video vir die ouens wat online is, wat ergens sit, jy wil gou vinnig 'n koppie koffie geniet, kyk hom sommer deur, want ek beloof jou, jy sal hou van wat jy sien. Is daar enigiets wat jy wil deel met die oorsee gemeenskap wat miskien hulle sit nou, hulle is oorsee, hulle het 'n maand terug gearriveer of hulle is al 'n jaar oorsee en hulle is in daai gat wat hulle voel, het ek nie regop tyd gemaak, ek mis my vriende en familie, dit is swaar. Wat is jou advies vir hulle? Weet jy wat, ek het iets gemis. Ek het nou onlangs begin met emigrasie depressie. So ek het 'n Zoom sessie van dit gehad Saterdag wat nou verby was. En ja, ek moet sê die Here is goed gewees in dit. Baie trane het gevloei, maar daar was ook baie genesing wat saam met dit gegaan het en weet die vrouens of die mense, daar was nie net vrouens nie, die mense het hoop gekry. Dis vir vrouens en vir mans. Weet wat regtig sukkel met emigrasie depressie en ja, en dit is ook om dit te normaliseer. So ek het gedink ek sal dit elke paar maande sal ek so 'n sessie hou vir die mense wat dit regtig nodig het. Maar ja, my boodskap is dat embrace net die seisoen waarin jy is en weet dat God jou daar geplaas het vir 'n rede. Jy weet ons wil so maklik die pen uit die skrywer se hand uitvat. Die skrywer is God en ons wil die pen so maklik uit sy hand uitvat en ons eie storie skryf waar hy besig is om ons storie te skryf en dit is hoekom jy in die land sit waar jy vandag sit. Dit is hoekom jy deur emigrasie gaan want God is besig met die groter plan en prentjie vir jou lewe. So hoekom wil jy dit oorvat en jou eie storie skryf? Hoekom wil jy uit sy plan uitgaan? Net omdat jy voel jy het nie die regte besluit gemaak nie of omdat jy na jou familie verlang. Dit is terrible, ek weet. Ek is daardeur. Dit is verskriklik om te verlang na familie en 'n mens wonder, het ek die regte besluit gemaak? En baie keer pas die man aan en die vrou pas nie aan nie of andersom of die kinders pas aan en die ouers pas nie aan nie of jy weet weer andersom. So daar's altyd 'n barrier en ons moet net daar wees om mekaar te support en te verstaan. Jy weet as die een dalk nie so maklik soos die ander een aanpas nie, maar ja, ek sal sê hou net hoop en moed en rig jou oë op die Here. Rig jou oë op die Here. Speel jou gospel musiek. Lees jou Bybel, bid, want dit is God wat ons elke oggend daai krag gee om op te staan en aan te gaan. En dan isolasie is 'n baie groot ding. Jy moenie jouself isoleer nie, want sodra jy dit doen, dit is waar emigrasie depressie begin is by isolasie. Sodra jy begin isoleer, begin daai depressie inkruip wat niemand wil hê nie. So ja, kom uit of 'n stapjie net om die blok. Kry net vars lig in. Ja, En dis of 'n waarvoor stapjie net om die blok, dis al. Kom net uit die huis uit. presies en dis waarvoor daai groepe daar buite is. Dis al daai Suid-Afrikaanse groepe, daar's baie. Join oorsee, dis verniet. As jy single is, join vir vol. Ons is nou onlangs ons aan die gang. En as jy kyk om oorsee te kom werk, kyk na die Cruzette. Ons het 'n great community page, die mense help mekaar baie daar en gaan praat net met hulle en kyk hoe werk die storie. Alicia, baie dankie. Ek het die chat baie geniet en ek sal seker maak ons sit jou links en jou WhatsApp groep en al jou WhatsApp nommer in die beskrywing sodat mense met jou kan connect. En ja, tot die volgende een. Okay, dankie vir jou tyd.